In 2025 vier Afrikaans 100 jaar van amptelike erkenning. Maar haar verhaal strek reeds eeue terug. Daar is boonop die wat glo, haar storie het maar nou eers begin. Na 'n eeu in 'n kerke, skole en die howe, om maar 'n paar te noem, weet ons van 45 geografiese variante. Van die Bo-Kaap na Namakwaland, die Gariep tot in Gauteng. En as jy dink jy kan die taal in 'n boksie sit, het jy die kat aan die stert beet. Ek is Marlene Forsie en in hierdie eksklusiewe en beperkte potgooi reeks vertel ons die verhaal van Afrikaans en vier fees van so 100 jaar van Afrikaans. In episode 2 werp ons die lig op die Afrikaanse media se pad tot in 2025. Dit word beskou as een van die plekke waar Afrikaans die meeste gegroei het. Veral in 1922, toe al doelgerig in Afrikaans begin skryf is en nuwe woorde aan die orde van die dag was. Dit was egter nie altyd rooskleurig nie, want Afrikaans is kort voor lank ingespan as die politieke taal van die dag. Maar danksy 'n generasie van onverskrokke joernaliste is ook daardie juk, so te sê, afgegooi. Ek klop eers by Lizette Rabbe aan vir 'n blitstydlyn. Sy is 'n emeritus professor in journalistiek aan die Universiteit Stellenbosch. Die eerste publikasie in Afrikaans, wat natuurlik daai tyd Afrikaans Hollands was, Hollands Afrikaans, Kaaps Hollands, hoe jy dit ook al wou noem, het dit gebeur in die tyd van die Britse koloniale tydperk, het Nederduits Suid-Afrikaans tydskrif, wat deur die predikant Abraham Faure uitgegee is in 1824, en die Kerkbode byvoorbeeld is ook deur hom gestig, so op teen 1830 rond, wat natuurlik vandag die oudste Afrikaanse publikasie sou wees. Ons het steeds vandag gedrukte publikasies en jy sal nie glo hoeveel dit bygedra het tot Afrikaanse ontwikkeling nie. Wat ons vandag ken as Naspers is reeds in 1915 gestig en die eerste koerant daar was De Burger. Die eerste 7 jaar van hom was Afrikaans en Nederlands. Die hoofartikels is in Nederlands geskryf en dan nou Afrikaans, en mense kon briewe aan die redakteur skryf in of Nederlands of Afrikaans, maar dit mag nie 'n mengsel van die twee gewees het nie. So hoe hulle dit daai tyd reggekry het, weet ek nie, want ons weet Kaapse Afrikaans was mos nou maar 'n mengelmoes van Afrikaans en Nederlands en al die ander tale wat dit beïnvloed het. In 1922 is haar weggedoen met die Nederlands en is hier waar dinge begin interessant raak. Daar was 'n wonderlike tyd van baie goeie talentvolle mense wat in die 1920s begin het, en onder hulle waarskynlik die twee mense sonder wie Afrikaans nie betyds vir 1925 gereed sou wees nie. En dis Louis Hiemstra en dan die eerste redakteur daarso van die huisgenoot J.J. Smit. Ek wens daar kan 'n inventaris opgestel word van al die woorde wat hulle geskep het en hulle proses. Dit is die stem van Ban Booyens, joernalis, skrywer en voormalige redakteur van Die Burger. Hy praat graag oor die skep van sportterminologie, want toe die koerante destyds uitgekom het, was daar nie iets soos 'n sportblad nie. En as jy my nie glo nie, glo hom. Toe hulle sê maar nou moet sport begin het om terminologie te skep, het hulle die nagvoorman by Die Burger, Jannie Vol, was eintlik 'n Walliser geweest. Hy was Engelssprekend geweest. En hy het byvoorbeeld golf gespeel en hy moes sy sak golfstokke inbring na Die Burger se kantoor in Keurumstraat en dan moes hy demonstreer hoe lyk 'n pad, jy weet, en 'n bof hou en wat ook al die dinge is. En uit dit is Rieveld en Setperk en die hele terminologie geskep. Die digter I.D. Du Plessis was baie lief vir sport. Hy was 'n rukkie selfs die sportredakteur van Die Burger toe hulle uiteindelik toegelaat is om 'n sportblad te hê. Hy was lief vir tennis geweest en hy moes kom demonstreer met sy raket hoe werk 'n valhoutjie, hoe lyk 'n afslaan. En daar's gedebatteer oor handrug en rughand, wat een van die twee is die beste. En in Suid-Afrika kan 'n mens natuurlik nie oor sport praat en rugby uitlaat nie. 50 jaar nadat toetsrugby begin het, ironies genoeg, speel die twee sterkste lande vir die heel eerste keer teen mekaar. Ongekende belangstelling oor hoe gaan die Springbokke vaar teen die All Blacks, en daar's nie 'n sportblad nie. Die belangstelling was so groot geweest dat Jannie Vol, daai Walliese nagvoorman, het begin om sportberiggies in te smokkel tussen die streeknuus van die koerant, dat daar 'n berig word oor dit. En ons het nie 'n fotograaf gehad, Die Burger het nie 'n fotograaf gehad nie, die spotprenttekenaar Boonsaier
moes prente teken van hoe die Springbokke lyk om daarom visueel by te hou met hierdie gedenkwaardige toets. In die dae voor radio, al wat die mense kon hoor van hierdie toetsreeks, is dit wat hulle in die koerant sou lees. En dit het beteken dat die koerant het agtergeraak en is baie vinnig ingehaal dat teen 1928 toe die All Blacks hiernatoe gekom het, terloops die eerste reeks is gelykop. So daar's nou nog nie iemand wat eintlik wêreldkampioen homself kan bestempel nie. In 1928 kom hulle hiernatoe, ongekende belangstelling. En die taal het in daai tyd so gegroei dat as jy deur daai koerante blaai van 1928, dan sien jy al die advertensies, die Springbokke rook hierdie sigaret en Shell olie help jou om dit beter te doen, moet weet van stelskoppers en so aan. Van zero af het sport amper gekommersialiseer geraak in die tyd toe die All Blacks weer hier kom en terloops weer gelyk op speel 2 elk in die toetsreeks, so daar's nog steeds nie eintlik 'n wêreldkampioen nie. En daai fete begin tussen die All Black en die Springbokke. Maar sport het gehelp om die taal gewild te maak by mense. Dit het lank gevat voordat skepskop in Afrikaans gevestig is. Daar was een of ander halfgebakte Engelse vertaling wat daar gelê het. En toe in 1928 is Benny Osler die loskakel en is 'n fenominale skepskopper en het man alleen die All Blacks omtrent verneder 17-0 in die eerste toets. En so het die woorde inslag gevind saam met die populariteit van wat sport gehad het. So jy moet met jou taal nie te ver weg beweeg van die mense wat dit praat nie. Die manne wat die beskrywings help vestig het, kon nie net doen wat hulle wil nie. Hulle is met 'n valkoog dopgehou. J.J. Smith van die huisgenoot het oorgegaan na die Universiteit van Stellenbosch toe en die eerste professor in Afrikaans daar geword. Maar hy het byvoorbeeld as daar 'n swak sportwoord in die sportblaaie verskyn het, dan het hy die oggend ingebel na die kantoor toe, na Herman Steytler wat die sportredakteur was, en dat hy net vir hom gesê, die Here sal jou straf, en dat hy die foon neergesit, en dat hulle geweet, hulle moes 'n beter woord uitdink. So, dit was jong mense, wat verstaan het, nuwe woorde moenie oulik wees en rym en allerhande sulke goed wees nie. Dit moet 'n herskepping wees wat land, wat grond vat iewers, en in daai proses is eerlikheid, ek wil vir jou sê, daar is nie honderde nie, daar's duisende woorde geskep, wat 'n bydrae gelewer het, wat amper van onskatbare waarde is, en ek val myself in die rede as ek sê, as ek Hemstrelle so goed lees, die puikwoorde wat grondgevat het destyds, maar wat ons intussen vergeet het. Hulle praat dikwels, as hulle iemand beskryf, as hy was 'n voorkomende mens, 'n versigtigde en oorwoë persoon. Fred Dormel, die eerste bestuurder van die Burger, was 'n voorkomende mens. Ons kan daai woord maar gaan uithaal, ons kan dit weer afstof. So, dit was 'n intense proses, maar dit was 'n geskuur en dit was op die ou ende iets wat oorgelaat is aan die mense daar buite om dit te begin gebruik. Te midde van hierdie blomtydperk en die ontwikkeling van Afrikaanse terminologie, was daar egter iets anders aan die broei. Mettertyd het 'n nasionale idealisme ontbrand in 'n nasionale ideologie na die 1930 se kant toe. Teen wil en dank is die taal in 'n ander rigting gedwing. Van 1948 toe die Nasionale Party hulle eerste oorwinning gehad het, tot met demokratisering in 1994, het Afrikaans soort van die hef in die hand gehad, want dit was die taal van die regerende party gewees. Jy weet, daar's 'n rede hoekom Nasionale Pers die naam Nasionale Pers het. Hy was die tweeling van die Nasionale Party, hulle het in dieselfde tyd ontstaan. Die politieke ideologie het maar saamgekom en daar's baie hard gewerk om daai politieke bagasie af te gooi. My begin daar in die Afrikaanse joernalis was al die Afrikaanse koerante aan die kant van die Nasionale Party regering. Die Burger was 'n amptelike mondstuk van die Nasionale Party in die Wes-Kaap. Al die Afrikaanse koerante het apartheid redelik geesdriftig ondersteun. Jy het maar by Naspers begin, want waar anders begin iemand wat Afrikaans praat nie nasionaal gesind is nie. My professor het eendag in die klas toe ons weer so baie revolusionêr gepraat het en so aangesê, maar jy het nie nodig om 'n card carrying net te wees om by Naspers te werk nie, jy kan maar 'n vrydenker ook wees. So ons klompie wat dan nou die vrydenkers was, het natuurlik nooit 'n kans gehad om aan die politieke redaksie te kom nie, want die Afrikaanse journalistiek was toe nog nie reg vir vrydenkers nie. Die Nasionale Party en Afrikaner nasionaliste het Afrikaans
die taal van die onderdrukker gemaak. Dis Max du Preez, joernalis en skrywer, se stem wat jy saam met Rabbe gehoor het. Nou hy het die media in 1974 betree en by die Burger begin. Later was hy ook 'n lid van die Beeld se eerste redaksie. 'n Taal is nie 'n onderdrukker nie. Afrikaans is in elk geval meer deur slagoffers van apartheid gebesig as 'n plegers van apartheid gebesig. Ons sukkel nog steeds om daarvan ontslae te raak, hierdie taal van die onderdrukker ding. In die 1980s was Afrikaans die taal van die bevryder. Afrikaans was een van die primêre tale van die United Democratic Front. Met mense soos Ellen Boesak en Johnny Issel, hulle was almal Afrikaans. So, daai kloutjie is nog nie by die oortjie gebring nie. Is 'n opregte, inheemse Afrika-taal. Dit het met Afrikaner nasionalisme niks te doen nie. Hy sê, selfs die taalgebruik het in 'n stadium die politiek van die dag begin weerspieël en dat Afrikaans in koerante omtrent net so styf was soos die regering. Terwyl ek daar was, het ek maar gedink dis normaal, dis hoe dit moet werk. Jy kan nie skryf soos jy praat nie, dis soos in die ou dae, almal praat Afrikaans, maar as jy kerk toe gaan, dan bid jy in Hollands. Dit is so 'n bietjie hoog Afrikaans geskrewe, en dan praat ons 'n ander Afrikaans as ons met mekaar gesels. Dit was tekenend van die tye. Die Nasionale Party was 'n baie ideologiese, eng, konservatiewe, nasionalistiese party. En dit het stadig aan ontwaak. En ek dink ek kan met groot vrymoedigheid sê, toe Vrye Weekblad in 1988 die eerste keer uitgekom het ons daardie ding heeltemal uitgebreek en gesê, ons skryf soos ons praat. Die Afrikaanse koerante het ons gespot en gesê ons is studentikoos en ons mors met Afrikaans. En ons het net gevoel Afrikaans moet van sy borstrok ontslaa raak. En mense moet hulle self vry uitdruk op 'n kleurryke manier eerder as om argaïese reëls te volg. As mens kyk na die geskiedenis van Vrye Weekblad, was dit miskien een van die grootste impakte wat ons gehad het. En ek dink dit was een van die groot sondes wat ons gepleeg het as Afrikaanse joernaliste, is om te maak of Afrikaans 'n stedelike wit taal is. Ons het vergeet van 'n Afrikaans wat in die Noord-Kaap bestaan, in die Appingtonse wêreld bestaan, in die Oos-Kaap bestaan, op die Kaapse vlakte bestaan, in die Boland bestaan, en dit was baie sleg vir Afrikaanse. En ek is bly om te sê, dit het begin verslap, nog nie genoeg na my mening nie, maar dit het begin verslap, en dit was goed vir Afrikaans. Kort nadat die Burger in 1922 slegs in Afrikaans bekombaar geword het, is die Uitsaaiwese gestig. En net op 'n ligter noot, luister mense so na Ban Booyens, het ons amper vandag van die Uitstrooiwese gepraat. Uit jou bedryf, die Uitsaaiwese waarmee jy familier is dit opgeteken presies waar en wanneer hulle broadcasting 'n woord voorgeskep het. En die twee was uitstrooi en uitsaai. En hulle daar gesit in die Burger se kantoor en gesê, strooi klink 'n bietjie koestig. Uitsaai lyk soos iets wat kan groei. En toe het hulle nie die ou wat praat agter die mikrofoon soos jy nou, gesê dis 'n uitsaaier nie, hulle het gesit en dink wat is 'n beter woord. En hulle wou dit nie vertaal nie, en die beter woord was omroeper. Hy roep rondom hom in alle rigtings in. Hoe dit ook al sê, Uitsaaiwese begin met radio in 1923. Die SAIK volg amptelik in 1936 en die eerste Afrikaanse radiodiens in 1937. TV kom eers 40 jaar na die vestiging van die SAIK in 1976. 'n Onstuimige tyd in Suid-Afrika se politieke geskiedenis en vir die taal self. Die jeugopstand in Soweto in 1976 was oor Afrikaans, maar die interessante was dat rapport nog voor die opstand geskryf het, ons wil nie bloed aan ons taal hê nie. Maar die destydse minister van onderwys wat later sy eie party, die konservatiewe party gestig het, Andries Treurnig, het natuurlik nie aggeslaan daarop nie en daar was toe nou die onluste in Soweto wat toe dwars oor Suid-Afrika uitgegolf het en baie bloed aan die taal en wat nog steeds bagasie is wat moet afgegooi word en waaraan mense baie hard moet werk. Ek was daar as 'n jong verslaggewer toe die swart jeug in opstand gekom het oor die gedwonge gebruik van Afrikaans op skole.
Vir Dupree was daardie dag in 1976 'n keerpunt. Dit is een van die motiverings gewees in my lewe, in my journalistieke lewe, is my weerstand daarin, dat my taal waarvoor ek so hartstogtelik lief is, die taal wat ek by my ma geleer het, en by my pa geleer het, en by my oupa en my ouma geleer het, dat daardie taal misbruik word vir politieke doeleindes, en ek doen my hele volwasse lewe, is dit iets wat ek teenstaan. 'n Taal is hoe mense van vlees en bloed, hulle self, hulle innerlike gevoelens uitdruk, hulle hoër gedagtes uitdruk, hulle woede en hulle drome uitdruk. Dis nie 'n politieke instrument nie, en ons doen dit nog steeds. Ons het die twee goed verwar. Alet van Rensburg-Wright is 'n bekende naam in die gange van Jacaranda FM, waar sy baie lank die nuusafdeling bestuur het. Sy het egter haar loopbaan begin in die einde 80s by die SAIK se nuus- en aktualiteitsprogram Monitor. Ja, dit was moeilike tye en jy weet ek was aanvanklik in KwaZulu-Natal en dit was die tyd ook van die onrus, jy weet, en die onluste. So in KwaZulu-Natal was daar groot gevegte tussen die UDF en die IFP en ons het baie keer van daai goed gedek ook. Daar was baie mense is dood, dit was baie gewelddadige tyd in Suid-Afrika en toe het ek na Johannesburg toe gekom en ek was op die Monitor ateljee span, so ons het nie vreeslik baie uitgegaan op stories tensy ek nou wou nie, want dit was moeilik. Ons is vreeslik voorgesê wat ons mag en nie mag nie. Toe ek by Monitor was hier in die laat 80s, onthou ek is ons ingeroep deur die bestuur wat vir ons gesê het dat PW Botha het nou, dit kom van hom af, opdrag gegee dat ons mag net Afrikaanse musiek op Monitor speel en die titel moet Afrikaans wees en die sanger moet Afrikaans wees, alles moet Afrikaans wees. Wat ek gedink het is bietjie erg, jy weet. Pieter de Lange, die gewese leier van die Afrikaner Broederbond, wat nogal 'n groot filosoof was en 'n oopdenker was, het in 'n onderhoud vir my vertel toe hy by die SAIK op die SAIK raad was, hoe PW Botha se vrou Elise die SAIK gebel het en gesê het, maar ons soek 'n bietjie meer van die ou digters soos A.G. Visser. Ek wil hê julle moet asseblief ons program met die ou digters, ons moenie soveel lol met die nuwe digters nie. Maar sulke goed het gebeur in die ou dae. Jy mag natuurlik daai tyd, dit was teen die wet nie die ANC aangehaal het en sulke goed nie. So ons was 'n jong rebelse groep mense daarby Monitor gewees. Ons het gereeld die grense oorskry en ons was gereeld in die moeilikheid en 'n paar keer, jy weet, dit was ons ingeroep en daar was een keer wat ek onthou ons ingeroep is deur die nuusbestuur en ek het daar gesit en dink, jene, vandag gaan hulle ons afdank. Ek sien en ek het net, was nog nie lank in die journalistiek nie en my eerste gedagte was ek wonder of die skool my sal terugvat of ek weer kan gaan skool hou. Natuurlik was ons groot probleem by Monitor daai tyd dat die hele regering was omtrent Afrikaans, so hulle het almal Monitor geluister. So behoede jou as jy nou iets sê of doen waarvan hulle nie gehou het nie, dan sê ingeroep deur bestuur, want die politici het natuurlik die nuusbestuur gebel en dan was daar nou groot moeilikheid. So daar was vreeslike beheer oor wat ons kon sê en nie kon sê nie en kon doen en ons was so rebels, genade tog. Verskriklik rebels. Ons het eendag ook 'n hele Monitor span het betoog buite die SAIK teen NP propaganda, jy weet. So ek moet vir jou sê dit was moeilike tye, maar dit was maar hoofsaaklik jou wit Afrikaanse gehoor wat geluister het daai tyd. Ek is so bly dit het verander. Was dit die moeite werd? Ek dink tog wel, minstens het dit ons beter laat voel, dat ons, jy weet, ons frustrasies uitgewoed het en gesê het wat ons wou. Ek dink dit is weens ons opstande nie, maar ek dink wel, wat gebeur het in die land is goed in die sin van, dat mense daar gelykheid is, en dat mense wat Afrikaans praat, kan saam Afrikaans praat, en saam skryf, en saam lief hê in Afrikaans. Daai ding van verskillende groepe en verskillende mense was nie, dit was 'n baie onnatuurlike ding en dit was nie reg nie. Uiteindelik, met die koms van demokrasie, is die regering se greep oor Afrikaanse media gebreek in 1994 en Alet het haar pad na Jacaranda toe gevind. Sy beskou dit as 'n hoogtepunt. Ons het heeltemal 'n ander styl gehad daar, maar steeds suiwer Afrikaans, maar losser en vriendeliker Afrikaans. En jy het natuurlik in twee tale gewerk, soos julle weet, Afrikaans en Engels.
Jy weet, dit was lekker om in Afrikaans te kon werk, baie Afrikaanse luisteraars ook gehad, maar nie net Afrikaans nie. En dit was vir my wonderlik, en nie net jou tipiese wit Afrikaanse gehoor nie. Dit het ook meer inklusief geraak, dat dit het alle mense ingesluit, en dit was vir my verskriklik lekker. Ek dink altyd terug aan daai tyd as van die lekkerste tye wat ek in nuus gewerk het, was daai tyd. So gepraat van inklusiwiteit. Ja, genadiglik moet ek sê, daar's baie verandering. Kyk na Kyknet. Kyknet is dalk nie my mees gewilde televisie kykmateriaal nie, maar ek het groot bewondering vir hoe Kyknet die diversiteit van Afrikaans en die Afrikaanssprekers hanteer. As ek kyk na die Afrikaanse media, dan het hy hom losgemaak van die verlede, van om die boodskap te dra van die ideologie van die dag en om onafhanklik en krities te wees oor alles. Ons moet wegstaan van politieke vure. Ons belig dit, ons bevraagteken dit, maar ons is nie in daai politieke kamp nie. Dit het ons goed gedoen na 1994 om weer die taal van die oppositie te word, die taal van onderhandeling, die taal van subtiliteit om gedagte te plant sonder om aanstoot te gee. Ek dink Afrikaans is in daai opsig 'n veel nederiger taal vandag as wat hy was 25, 30 jaar gelede. En mag dit so voorgaan dat ons Namibië se voorbeeld volg, waar dit die taal is waarin jy mense hel en jy ken jou assebliewe en jou dankies en jy het 'n sekere gemoedelikheid wat jy kan oordra daarmee. Luister mens so na Alet, gaan dit alles oor die mense vir wie mens uitsaai. Die taal leef in die mond van die mense. En daar's so baie mense, as jy kyk in die streke nou waar Jacaranda uitsaai, daar is baie Afrikaans sprekende mense. En ek dink nie dat Jacaranda lewer 'n diens amper, wil ek sê. Jy weet, vermaak vir mense wat Afrikaans en Engels magtig is natuurlik, maar dat dit definitief die Afrikaanse gehoor insluit. En daar is 'n massiewe Afrikaanse gehoor. Mense vergeet dat Afrikaans is die derde grootste taal in die land. Na Zulu en Xhosa, jy weet, is Afrikaans die derde grootste taal. Mens moet vir mense van al die taalgroepe van die land, moet jy 'n diens lewer en iets gee waarna hulle kan luister. En ek dink net dat stasies soos Jacaranda doen dit. En ek dink dit is hoekom dit sal voortleef. Afrikaans leef voort in die media en toenemend op digitale platforms soos Netwerk24 wat in 2025 sy 11ste verjaarsdag vier. Maar Afrikaans klink byna daagliks anders. En dis waar die besluit toe vandaan kom om die mense wat al so lank met Afrikaans omgaan, te vra of hulle woorde gebruik waarvan ander mense al vergeet het. Ek het onlangs die woord verknies gebruik. En toe kom in die kommentare onder die brug, vra mense, wat se woord is dit? Hoe weet julle nie wat is die woord verknies nie? Ek is lief daarvoor om woorde wat ek uit my kinderjare ken, te laat herleef. Ja, dis dit lekker as mense sê, "Haai, wat beteken dit nou weer?" Ek het skoon vergeet van die woord. Ons skryf vandag van chops. Jy weet, chops word gebraai en so aan. Daai tyd was dit kotelette, as ek reg onthou. Nou as jy vandag vir 'n kind sê kotelette, dan sal hulle nie weet waarvan jy praat nie. Gelukkig het ons ook nog steeds baie nuutskepings in Afrikaans. Jy weet, ons praat van 'n huiser waar die Nederlanders eenvoudig van 'n lift praat. Ek gaan dit vir jou teruggooi. Ek het vir jou gesê, kyk watter woorde is oorgeneem uit Afrikaans en ander tale uit. In die swart tale is die woordjie nee. Nee, wat 'n pragtige woord, né? En kyk nou byvoorbeeld hoeveel Engelssprekende mense en ander taalsprekende mense gebruik miskien die twee treffendste Afrikaanse woorde, mos en sommer. As ons platteland toe gaan en ons gaan luister na die mense daar, hulle praat die mooiste Afrikaans. Hulle gebruik woorde waarvan ons al vergeet het, né? Byvoorbeeld die woord lendelamp. Ek meen, wanneer laas het iemand dit gehoor sê? Jy weet, die stoel is lendelamp. Dis daai ontdekkingsreis van ons taal wat vir my vreeslik lekker is. En so roep ons halt tot volgende week. In episode 3 kom die vermaaklikheidswêreld aan die beurt. Ek is Marlene Forsie en die is 100 jaar van Afrikaans. 100 jaar van Afrikaans is 'n oorspronklike Jackpot mini potgooi-reeks. Luister na nog oorspronklike potgooi-reekse by jacarandafm.com, gaan na Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassings soos Spotify, Apple en YouTube.